Fantasties. Baie welkom by ons Gesonde Seks Skool podcast. Ons gaan hierdie try doen op 'n bi-weekly. Dan wat is bi-weekly in Afrikaans? Elke tweede week. Is dit nie bi-weekliks nie? Dis verseker nie bi-weekliks nie. Okay. En dankie vir julle wat ingeskakel het. Julle kan ook vir ons na die tyd sal ons 'n Q&A oopmaak as julle enigsins het. So, Ja. Janet, wat is die vraag? Ja, julle het dit seker gesien, dis hoekom julle hier is, maar ek gaan dit maar net weer lees. Anoniem vra, ek het 'n ruk gelede gesien, my seun van 13 het begin masturbeer. Ek het met hom gepraat daaroor en vir hom gesê dis normaal solank hy dit privaat doen. Ek het ook begin 1 keer 'n week deur sy foon gaan en gesien hy kyk pornografie. Ek neem aan vir masturbasie. Ek weer met hom gepraat en vir hom gesê dat hy moenie dit kyk nie want dit is onwaar, dis nie hoe dit in die regte lewe is nie. Ongelukkig hou hy aan pornografie kyk. Dit is al daagliks, ek weet nie wat om te doen om dit te stop te sit nie. Ek gee nie om dat hy dit doen nie, maar die pornografie pla my. Hy het vir hom 'n skelm Facebook profiel gemaak en toevallig kom daar 'n notification deur dat iemand vir hom boodskappe stuur toe ek dit goed gaan opsoek. Toe is dit 'n pornster wat naakfoto's stuur. O, shit. Ek is regtig raad op en ek weet nie meer nie. Ek voel of ek as ouer misluk. My seun is 'n ordentlike seun, goeie maniere, kom uit 'n goeie huis, maar dit lyk asof hy uit die bus begin val. Asseblief help. Jo, dit is 'n rowwe vraag om te begin mee. Vir 'n podcast. Dit is spring in die diep kant. Spring in die diep kant. Ja, my eerste emosies is ek wonder of dit 'n pa of 'n ma is wat die anoniem skryf. O ja, Ja, want ek maak dit 'n verskil? dit maak saak, Hoeso? dit maak saak. Ek voel as dit 'n pa is wat sy kind sien masturbeer, is dit half minder, is dit embarrassing of ek weet nie, mans wat maar ander mans vang, ander seun. So ek weet nie, ek wonder, dit lyk asof die mense wat raad gee aanneem is die ma. En ek dink In my ondervinding is dit meestal die ma wat die sex education gee. maar vir seuns ook. Ja, ongelukkig is dit so. Paas julle. Julle moet oor seks praat. Daar is paas op die Ek weet, groep dis van hoekom haar. ek vir hulle sê. So, is dit die pa se job of die ma se job om te praat oor porn en masturbasie? Albei. Ek sou sê dis die pappa se. Hy kan met die seuns praat. Ek sal met die dogters praat en aangesien ons net dogters het. Maar dan kan ek met niemand praat nie. Hierdie is unfair. Jy het nou 'n strategie geontwerp dat ek moet stil bly oor my gunsteling onderwerp. Nee, kom ons gaan net. Ek kan nie praat met met die die buurseun gaan praat oor Nee, seks nie. asseblief moenie. Ons gaan Nee. in die moeilikheid kom. Ons gaan. Ek slaan nie moeilikheid genoeg. Ek hou nie van dit om dit op te split nie. Okay. Want dit kry uit 'n taboe. So- Hoekom mag net pappas met die seuns praat en mammas met die dokters? Dit sê tussen die lyne sê daar's ietsie taboe, daar's ietsie verkeerd, daar's ietsie Nee, ek sien dit nie so nie. Ek sien dit so as 'n mentorskap. Die pa se sin, seun. Ek verstaan. Ek is soos ek is ook 'n manlike man. Ek verstaan as jy 'n hinkering het tot vrouens. Ek verstaan dat jy wil masturbeer, want die pa verstaan dit beter as die ma, sekerlik. Verstaan nie die ma as 'n man vir 'n vrou kykie. Ek praat myself in 'n gat hierso. Maar wat Janet hier sê is society het 'n taboe. Ek kan onthou toe ek nog genooi was na skole toe. Het hulle altyd die kinders gesplit. Ek sal nooit vergeet, ek doen hierdie sekspraatjie by 'n skool. Hulle kry my om vir die seuns te praat en hulle kry Greta Wit om vir die girls te praat op dieselfde tyd. Dieselfde dag. Ja. Kyk, het daai skoolleerders 'n
Mixed mixed messages gekry want my hele praatjie het gegaan oor draadtrek. vir die seuns, ja. Meisies mag nie. Nee, So, nee. Maar hulle het toe my nie weer teruggenooi nie. as die ma ingestap het op haar seun, dan obviously is dit iets wat sy moet dan oor praat en hanteer, want dit het nou met hulle gebeur. Ja. Ek verstaan dit. Maar nou, as sy die een is wat die pornografie sien, dan sal ek gaan na die pa toe en sê, liefie, sal jy hierdie hanteer met ons seun? Ja. Ek dink ons moet strewe daarna toe om albei ouers oop en eerlike gesprekke te hê oor seks met al twee ons geslagte se kinders. So dis waarna toe ons wil strewe, maar ons verstaan baby steps. So as dit in jou huishouding gemaklik is dat die pa die sekere verantwoordelikheid moet vat en die ma die sekere verantwoordelikheid vat, doen dit. Solank jy net begin praat daaroor. Ja, en ek verstaan party huishoudings, daar's net een ouer, die ma's moet die pa en die ma wees, so miskien was dit die geval. So wat is die ander ding wat jou gepla het, of wat jy so geskok het oor? Wel, die seun is 13. 13. Dis baie. Seuns kan al swanger raak op 13. Trouwens. Wat bedoel jy? Ek kan nie daai grapie nie. Anyway, dit is 'n tosgrapie. Okay. Ja, want ons eerste geding is 13 is te jonk. Ja. Hulle is nog innocent. Ja. En dit is nou weer die tweede taboe. Waar ons dink dat seks defile jou. Dat om oor seks te praat en om te masturbeer en om porn te kyk en om seksuele gedagtes te hê, is jy nie meer innocent nie. En die probleem om daai siening te hê is jy met sosiale media en met die fone, ons kinders wat smartphones het, word hulle innocence baie vinniger blootgestel aan die seksuele wêreld daar buite. Ons kan dit nie meer weghou soos wat ons ouers dit kon weghou van ons nie. Ja. So ons moet 'n nuwe strategie hê en dit is wat ons oor vandag wil praat. 'n beter strategie, nie noodwendig om hulle innocence te probeer bewaar nie, maar okay, ons gaan probeer om ons mics harder te sit. Sorry. Okay. Laat weet my as dit enigsins 'n verskil maak. Jy kan dalk net vir my 'n weer tik daar Anton. Dankie. Okay. So jy sê hulle is dit vat nie weg van hulle onskuld om hulle inligting oor seksualiteit te gee nie. Nee, want seks is 'n normale deel. Okay. Dis nie ek skuif nie 'n heilige deel en 'n seksuele deel nie. Ons wil ons kinders grootmaak om suksesvolle volwassenes te wees. Ons behandel hulle al soos volwassene. Hulle het net nog nie die verantwoordelikheid van dit. So, okay. Maar pornografie, dit is dan sleg en dit vat seker weg van hulle onskuld. Dit verniel hulle sekerlik, want dit is nie waar nie, dis lelik, dit is ja. Wel, nie alle porn is lelik nie. Okay. Moenie my kwoteer daarop nie. Maar okay. Ek wil jou gou vertel. Die eerste keer toe my pa my uitgevang het met porn. Okay. Wat het hy gesê? Hy het my gevat McDonald's toe om met my te praat. En hy was baie geskok en hy het daar vir my gesê hy is net so bekommerd dat ek 'n meisie gaan swanger maak. Sjoe. Toe is ek so geskok. Toe sê ek van ek het nie geweet dis hoe dit werk nie. Ek bedoel ek is nog seker ook 13. Ek kyk net paar boobies op die internet. Ja. En ewe skielik op die ouderdom van 13, 14 is my pa bekommerd dat ek 'n girl gaan swanger maak. Ek was so skaam. Ek het nog nie eers met girls gepraat nie. Ja. Okay. So ons as ouers moet versigtig wees om nie ons vrese
te equate. op die kind te projekteer nie. Ja, en ook om te dink dat die een is gelyk aan die ander. Ek dink mense is te sê van A tot Z. Net om te sien, elke dag porn kyk, elke dag masturbeer, beteken dit nie dat hy 'n girl gaan swanger maak nie. Dit beteken nie dat hy 'n seksmaniak gaan wees nie. Dit beteken nie eers dat hy 'n verslaafde gaan wees nie. Okay. Ek wil ook vertel van die keer toe ons Elanietjie gehelp het, want sy het op ons dogter. Ek dink sy was 11 jaar oud of ietsie en toe Google sy ietsie op Google om te soek oor die natuur. Sy wou graag, sy het belang gestel in nature. Toe kom sy by die nudiste uit. Ja, ietsie van natural living. Ek dink sy het gegoogel natural living want sy dink aan homesteading en sy dink aan 'n plaas en sy wil groente plant en die ander my kind is so onskuldig en dan vind sy natural living soos in 'n kommune mense wat buite leef en Kaal rondloop. en sy het na my toe gekom en gesê mamma sy het hierdie kaal prentjies gevind. En sy was baie ontsteld en sy was in trane. Ja. En toe gesels ek met haar daardeur en ek het groot geskrik, ek het gestres, ek het gevoel soos 'n slegte ouer dat sy die selfoon gehad het, dat sy hierdie goed kon vind. Ek het glad nie gestres Ek en het. soos 'n slegte ouer gevoel nie. Ek het nie geweet jy het so gevoel nie. Ek het baie sleg gevoel en gedink, hoe kan ons dit keer van die toekoms? Ons moet strenge reëls op die Google sit of ons moet perimeters of hoekom het die search, hoekom kon sy dit vind? So, maar toe gesels ek met haar, maar ek het 'n baie liefdevolle atmosfeer geskep. Ek het vir haar troos en drukkies gegee en ek het vir haar geluister en ek het gehoor dat sy bekommerd is en ek het ook gevra wat het sy gesien en sy het vir my die website gewys en dan het ek ook geskrik en dan het ek gedink, okay, my kind het nou hierdie gesien, jy weet. En dan het ek probeer om te sê, weet jy wat liefie, dit is nie jou skuld nie, jy's nie 'n slegte persoon of 'n slegte mens nou daaroor nie. Jy het per ongeluk hierop afgekom. So ek het net vir haar genormaliseer en gesê, ja, mamma verstaan, jy het net gesoek vir homesteading. Jy het dit hanteer soos 'n professional. Ek het al probeer verstaan en kalm gemaak. En toe sê ek vir haar, ek is bly sy het na my toe gekom en ons het gesels hieroor en ek wil haar graag beskerm en daar's altyd goed wat mens kan vind op die internet en per ongeluk tik mense die verkeerde ding in. En dit is wat ons vanaand vir julle die 3 stappe gaan gee dat jou kind ook na jou toe gaan kom wanneer hulle either iets selfs gevind het of hulle gekonfronteer was by die skool of iemand het dit vir hulle gewys. Want dit is wat ek uithaal uit hierdie storie uit is. Ons 11-jarige dogtertjie het na jou toe gekom en dit is 'n teken dat ons die voorbereiding werk reg gedoen het. Okay. Nou, voordat ons verder gaan, daar's 2 maniere. Daar's 'n reaksie manier, soos wat anoniem die vraag ingestuur het. Sy, up until that point, het sy nie gedog haar seentjie kan porn kyk nie, kan 'n ereksie kry, vat eers aan sy tot die nie. Van niks geweet nie. Naïef. En iewes skielik is dit nie net van nie, dis pa. Baie ekstreme goeders. Ja. Tot Facebook geheime profiele tot pornsterre. Dit is skrikwekkend. So die reaksie wat ons as ouer moet doen wanneer dit ons omkant vang, is presies hoe jy dit hanteer het. Al friek jy uit hier aan die binnekant, jy kan nie jou uitfriek op jou kind opgooi nie, want dit produce shame. En shame is wat daai kind vir die res van sy lewe op hulle seksualiteit gaan dra. Want party ouers sal sê hy moet juist shame voel, hy moet skaam voel, hy moet jammer kry en eintlik kort hy 'n goeie pak slaag. Jy weet sulke ouers wat dit sê. Daai ouers is verkeerd. Okay. Want hulle wil hom skrik uit dit uit. So hulle dink dit is die regte manier. Ja, so ek het doen my pa, ek het geskrik om 'n girl swanger te maak deur om na kaal prentjies te kyk. Ja. En vir 'n jaar
het ek geen porn gekyk nie. So toe werk dit, hy 80. Vir 'n jaar. Vra vir my wat het na 'n jaar gebeur. Wat het gebeur? Dit sou eintlik cool wees as ek sê ek het iemand swanger gemaak, want dit sou 'n goeie punchline gewees het. Nee. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Maar die porn addiction het baie teruggekom. Okay, ek was actually die dealer op die skool. Ek het dis actually waar ek met my met my entrepreneurskap begin het. Ek het prentjies op USB's verkoop. Ek het nie hierdie geweet van jou nie. Sorry, liefie. Na 22 jaar staan nog steeds. Nuwe So, iets wat ek uitvind. As jy goeders oor shame wil lees en wil hoor, gaan luister Brené Brown se podcasts en sy YouTube video's oor shame. Sy is die wêreldkenner oor shame research en daar sien sy dat om iemand te laat shame voel oor hulle behavior het slegs korttermyn resultate. Dit is eintlik nie effektief nie. Dit is glad nie langtermyn effektief nie. Mm. Okay, dis slegs korttermyn totdat daar niemand weer is wat oor my skouer kyk nie en dan doen ek dit, maar wanneer ek dit dan weer doen, dan doen ek dit dubbel. En jy pile die shame op homself dan ook Ja. en dan voel hy so sleg as mens dat hy is besig om So. in 'n gat te val. Die eerste reaksie wat ek wil hê jy as 'n ouer moet onthou is maak nie saak hoe groot die skok nie, maak nie saak hoe erg die ding is wat jy nou net jou kind gevind het mee nie of uitgevind het, moenie shame opsit nie. Dis normaal, ons sal hier deurkom, dis nie jou skuld nie. Sulke tipe goeders. Yes. Ja. Die tweede ding wat jy doen is, jy as ouer, dis jou job om jou kind te beskerm. Beskerm teen? Nie teen masturbasie nie, nie teen porn nie, nie teen innocenceheid nie, teen actual gevare. Okay. Nou kom ons vat weer anoniem as 'n voorbeeld. Die masturbasie wat die 13-jarige doen, is dit 'n gevaar tot sy lewe? Nee. Is sy daaglikse masturbasie 'n gevaar tot sy lewe? Solank dit nie inmeng met sy skoolwerk en sy sosiale lewe en sy eetgewoontes nie. 'n Seun gaan een keer masturbeer totdat dit bloei en dan gaan hy dit nooit weer doen nie. Hy leer van Sy higiëne, dit moenie inmeng met sy daaglikse lewe nie. glo my, hy stort dan baie, so hy's actually baie skoon dan. Okay, so die antwoord is hy's nie 'n werklike gevaar daar nie. Okay. As hy porn kyk op 13, is sy lewe in gevaar. Nie sy lewe nie, maar Okay. dalk ander Nee, sy lewe is nie in gevaar sy nie. siel of sy gees of Gaan hy help toe omdat hy porn kyk? ja, maar hy is besig om in gevaarlike Is sy lewe in gevaar? Nee. Okay. Jy moet vir jouself sê, porn gaan nie jou 13-jarige se lewe destrooi nie. Okay. Is sy lewe in gevaar wanneer 'n vreemde persoon vir hom kontak en nude images stuur? Dit kan 'n groot Ja! wees. Dit kan 'n groot Ja! Ons weet nie of dit 'n pedofiel is nie of 'n Dit is verseker nie 'n pornster wat foto's van haarself vir 'n 13-jarige stuur nie. Dis scam. Dis 'n Nigerian drug lord wat miskien uit om uit te gaan bribe of om ek wys jou nou myne, nou het ek jou myne gewys, wys my joune. O, wow, check hierdie seentjies in. Ja, so groot. Dit is hoekom daar die hele tyd goeters in die nuus is. It's wat is dit, catfishing? ja, Is grooming. ja, Dis grooming. Dit is lewensgevaarlik. So, die rede hoekom ek hierdie noem is want as ons oorreageer omdat ons gevind het ons seun kyk porn of masturbeer en ons oorreageer op dieselfde manier wanneer daar 'n actual gevaar is, dan is dit amper soos die seun wat wolf skree. ja, so die tiener gaan later dan dit nie ernstig opneem nie. My ma, my pa reageer so vir alles. Exactly. Yes. So want ek kan onthou toe my pa een keer baie erg gereageer het. Ja, mens skrik, mens sien dit. Jy sien hierdie is ernstig. Hy het Ek moet actually hiervoor luister. hy het actually alhoewel hy gesê het hy het bang om my
dat ek nie iemand swanger maak nie, het hy dit op 'n mooi manier gedoen. Hy het my na McDonald's toe gevat, ons het 'n McFlurry gehad, weet. So hy het Sy probeer hy het met- dit op 'n mooi manier gedoen. Ja. Maar daar was een keer waar my pa nie mooi was nie. En dit was actually 'n girlfriend van my. Ons het nog begin in die dating fase van mekaar hou en weet sy het basies geëindig om vir my 'n brief te skryf vanaf die Here wat my 'n opdrag gee om met haar te trou. Ja, wow. Ja. En my pa het gesê hy gaan nie hierdie tipe geestelike manipulasie in sy huis toelaat nie en hy het haar verban om my te bel. Hy het haar ma want sy was eintlik die een wat dit alles agter dit was. Haar gesê jy mag nie jou voet in my huis sit nie, jy mag nie my seun kontak nie. En ek was so, oh, God hierdie girl. En daar het my pa my beskerm teen 'n fisiese gevaar want hy kon sien hierdie vrou is besig om God te gebruik om sy seun te manipuleer. En ek is baie dankbaar vir dit, maar dan sou ek nie jou gekry het nie. Yes. Okay. So, hoe tree mens op dan om jou seun te beskerm teen daai pornster, teen daai stalker, teen daai persoon wat op die skerm kom? Jy moet vir jou kinders leer om niemand online te trust nie. Wees skepties oor alles. Wat is die motivering? Hoekom sal hierdie persoon vir jou 'n foto stuur? Hoekom sal 'n adult met jou as 'n 13-jarige wil chat? Jy moet vir jou kind vertel, daar's bad guys daar buite. Weet, ons vertel vir ons kinders as ons in die malls is, moenie ver weg van ons gaan nie, want daar is skelms daar buite wat kinders soos jy wil vang en hulle slegte goeders met hulle doen. Okay. So, Ons beskerm hulle. jy moet hulle beskerm. Okay. So, en jy gaan aanhou om jou kind dat hulle nie mag chat of kontak maak met enige vreemde mense nie. En dit moet 'n oop foon beleid wees, dat hulle friends moet oop wees tot die ouers. Ja, jy moet almal ken wie jy kontak en hulle mag nie sommer hulle mag niemand antwoord wat hulle nie ken nie, van enige onbekende nommer nie. So kom ons beweeg oor nou na hoe jy jou kind kan voorberei, want hier is gou wat ek wil hê jy moet jou mind shift maak. Hou op om jou kind te probeer beskerm of bewaar dat iets seksueel nooit met hom of haar gaan gebeur nie. Ek hoor jou. Solank soos wat dit ons doelwit is, gaan ons soos 'n failure voel, ons gaan shame op ons kind sit in oorreaksie en ons gaan nie ons kinders kan voorberei vir dit nie. Ek dink wat jy sê is, ouers sukkel om hulle kind in 'n seksuele lig te sien. Ons is nie gewoond aan dit nie. Ons wil eintlik nie daaraan dink nie, jy weet. Ons gee hulle af vir die man by die troue en dis dan klaar en verby, jy weet. En as ons so min as moontlik hoef te dink dat hulle seksuele, jy weet, verkeer, dan sal dit ons pas. Maar ek dink 'n gesonde ouer is ene wat verstaan. Puberteit is die tyd wanneer kinders begin seksueel aangeskakel word. Ja. En dis normaal en goed en hoe God dit ontwerp het. Ja. En ek dink as ons gewoond raak aan daai idee, want ek kry ouers wat my vra, mamas wat sê my kind is al 14 of 15 in die hoërskool en ons het nog nie gesels oor seks nie, maar ek besef ons moet seker. En dan sê ek van, jy wag 'n bietjie lank, want ek dink teen hierdie tyd het jy uit jou seun met die skoolkinders en by die juffrou selfs alles gehoor wat hy moes hoor daaroor. Jy het heeltemal die bus gemis as dit al hoërskooltyd is. So as ons te lank wag, dan wys dit vir ons, want ons dink ons kinders is onskuldig en alles, hulle weet van niks nie en ons wil hulle net so innocent hou en dan verstaan ons dit verkeerd. So ek wil net 'n laaste ding sê, liefie, is dat daar's nie iets as shame of lelikheid aangekoppel aan 'n pragtige jong mens wat besig is om te besef
En 'n liggaam word wakker Ja. vir seksuele goeders. So ons praat van seksuele identiteit. Dit beteken nie dat ons al wil hê dat jou tiener seksueel aktief moet wees nie. Nee, ons wil dit So wanneer ons sê jy moet jou kind seksueel voorberei of bekwam of sy seksuele intelligensie verhoog, dan is dit 'n seksuele kennis. 'n kennis en 'n intelligente persoon en nie 'n aktiewe persoon daar buite nie. En alle navorsing wys vir ons dat hoe meer seksueel kennis 'n kind het, hoe langer vat hulle om seksueel aktief te wees. Yes. Dis amazing. Ja. Hoekom werk dit so? Hoe meer kennis hulle het, want hulle is nie nuuskierig nie. Hulle hoef nie te gaan probeer, eksperimenteer en probeer kyk, Exactly. wat gebeur as ek dit doen? Wat gebeur as ek hierdie ou soen? So, as die doelwit nie is om jou kind so lank as moontlik weg te hou van die seksuele onderwerp nie, moet die doel wees om ons kinders van jongs af toe te rus, gemaklik te maak oor seksualiteit. Dis die key. En dit begin al vanaf hulle 2 jaar oud is en jy begin hulle leer wat is hulle oogies en oor Hulle lyfie se name. Okay. So, ek het gesê daar's 3 stappe. 3 stappe wat jy kan volg. En hierdie 3 stappe het ek geontwikkel hoe jy jou seksuele intelligensie kan verhoog. So net soos wat jy 'n IQ het en 'n EQ het jy ook 'n SQ. Ja. Nou, nommer 1. En soos wat ek dit gaan doen, gaan ons dit apply op anoniem. Okay. So, nommer 1 is akkurate inligting. Yes. So jy gee akkurate inligting anoniem kan vir haar seun sê dis normaal om te masturbeer. En dit is goed solank jy privaat dit doen. Voordat ons by die normaal kyk. Sy het goed gedoen daar, maar sy dadelik daarna gesê, maar solank dit in die privaatheid is. In daai anoniem vraag het sy 2 keer gesê, solank dit in privaatheid is. So hou in gedagte dat ons nie onthou wat voor die maar gebeur nie. Ons hoor net na die maar. Ja. So as jy vir jou kind sê, dis fyn, jy mag, maar moet dit nie doen as jy op die straathoek staan nie. Dit is soos wat my pa gedoen het. Dit is van selfspreekend dat My pa gedoen het waar hy gesê het, moenie die girl swanger maak nie. oor die vrees kom deur. En al wat ek gehoor het is, my pa dink ek gaan met 'n girl slaap. Wow. En al wat jou kind hoor is dat, ma, hoe dink jy ek wil draad trek in die publiek? Ek bedoel, daar's geen 13-jarige wat dit wil doen nie. Die ding is, liefie, sy het hom gevind, so waar ook al hy was dit obviously nie privaat genoeg nie. Sy het hom nie by die familiekamer gevind nie, ek beloof jou. Sy het ingestap in die kamer, miskien met sy wasgoed of iets. Ja, hy was nie in die Of die publiek badkamer, ek weet nie. Ek- Sy bedoel, moenie laat ek jou weer vang nie. Ja, Of asseblief laat ek nie op jou weer So, instap ouers- nie. Miskien het hy dit bedoel. Moenie 'n maar sit nie. Akkurate inligting het nie 'n maar aangekoppel nie. Okay. Jy gee net aan inligting. En wat is die inligting wat sy vir hom moet sê oor porn? Ja, so eerstens, as jy jou kind vang met masturbeer, dis baie normaal. Dis hoe jou liggaam gaan reageer. Mens noem dit seksuele arousal. Jy behandel dit soos 'n biologie les. Les. Ja. Wat jy vraag wat jy gesê het? Oor die porn. As jy nou wat sy gesê het is reg, dat porn is nie 'n ware refleksie oor hoe dit is nie. Okay. Maar sê nou maar hy het nou net foto's gekyk van vrouens met groot boobs. En die ma sê, sis, jy mag nie vir daai goeters kyk nie, dit is lelik en dit is nie hoe dit werklik is nie. Mamma, daai boobs lyk nogal regtig. En al is dit nie regtig nie, dit lyk yummy. Dis seker implants. Okay. So, dis normaal om nuuskierig te begin wees oor die vroulike geslag. Maar op hierdie ouderdom van 13, so akkurate inligting wil ek hê jy as ouer moet nuuskierigheid aanmoedig. Okay. Maar nie nou eers op 13 nie. Al op 3.
Ek sal nooit vergeet wat gebeur het. Daar het maatjies kom kuier vir ons en die seentjie het vir Janey, ons oudste, gevra, kom ons speel dokter, ons speel wys jou myne en ek wys jou myne. Dis my joune. Ja. En Janey, ek kan nie onthou hoe oud sy was nie. Sy was seker 10 jaar oud of so iets. Sy het gesê, maar jy's 'n seentjie. Jy het 'n penis soos my pappa. Nee, dankie. Dit was nie 10 nie, sy was 3 of 4 jaar oud. So jong. Piep klein. So, Piep klein. dit maak my storie nog beter. Sy was So my kind klein. het geen nuuskierigheid gehad oor hoe hierdie ouer seentjie se tottie gelyk het nie, want sy het geweet alle mans het penisse en dis net, Ja, toe stap sy net weg. en sy kon wegstap, want daar was niks vir daai seentjie verder nuuskierig om mee kon lokkie. Die lokval wat grooming mense doen, is nuuskierigheid. Sjoe. As ons dit kan snap, is dit die oplossing En vir ek dink alles. dis hoekom baie kinders porn begin kyk, want hulle is nuuskierig. Of course! En hulle wil uitvind, hoe werk dit? Wat is seks? Hoe lyk vrouens? Hoe lyk mans? vrouens liggame? Hoe Yes. werk dit? Yes. So ek dink 'n akkurate inligting op 'n vroeë ouderdom. Nou, daar's baie boeke, daar's baie mediese boeke, daar's baie Wikipedia goeders, daar's baie educational goeders wat jy kan doen op 'n jong ouderdom. Jy kry mos daai mooi boek waar kom babas vandaan. Ja, En en advice anatomie en selfs op Wikipedia is daar baie foto's en jy kan deur die internet gaan en jy kan foto's bymekaar kry. Luister, ons lewe in die 21ste eeu. ja, daar's oralste vir ons goeie bronne. So bemoedig nuuskierigheid aan. En akkurate inligting het nie 'n maar aangekoppel nie. Okay. Jy gee die biologiese les en dan bly jy stil. Stap nommer 2. En alle ouers het hulle asem opgehou vir hierdie stap. Die morele kompas. Ja. Jy kan nie net vir die kind al die inligting gee en sê, okay, jy's nou 13, so hier is hoe seks werk, hier is hoe die vrou se liggaam lyk, hierdie is hoe squirting werk, hierdie is Dis te hoe veel. anale seks werk. Dis te veel. Ek kan onthou toe ons swanger was met ons eerste kind. En ons gaan toe na daai voorgeboorteklasse toe. En hulle leer vir ons toe wat jy moet doen, moenie hou die kind so vas, moenie die kind so vashou nie en al daai goeders. Ek stap daar uit. Ek is so overwhelmed met kennis dat ek vir jou gesê het, ek is nie gereed om 'n pa te wees nie. Dit het jou eintlik net bang gemaak. Dit het my 100% en ek het 0 onthou. Ja. Niks. Dit was soveel inligting, jy was soos in wat kan verkeerd gaan, wat is reg, wat is goed. En jy was soos in, ek kan nie hierdie doen nie. So akkurate inligting moet 'n morele kompas hê. Dit moet, ek hou nie van die woord age appropriate nie, want dan kom ons taboe dadelik in en dink, 13-jarige is nie age appropriate nie. Maar daar is 'n sekere ding van volwasse genoeg, opgewasse Yes. genoeg om So sekere hoe- inligting te kan Maar dit is nie hanteer. age appropriate nie, dis building blocks appropriate. Dis hoekom ons nie vir ons dogtertjies sê van verkrachting as hulle nog klein is nie. Ons sê net daar's slegte mense wat jou Hulle seermaak, of yes. so ietsie. Yes. So jy kissing dit. Want jy kan nie verkrachting verduidelik voordat jy penetrasie seks verduidelik nie, en jy kan nie penetrasie seks verduidelik voordat jy ereksie Maar verduidelik jy nie. wil eers En jy kan nie toernooi. ereksie verduidelik totdat jy die verskil tussen 'n penis en 'n vagina verduidelik nie, en jy kan nie daai verduidelik totdat jy so boublokkies. Ja. So in plaas van age appropriate wil ek hê jy moet dink aan boublokkies appropriate. Maar is jy nou by die volgende boublokkie? Ja. Is die porn wat jou seun kyk, want ook ons weet nie wat se tipe porn het sy hom gevang nie. Was dit met 'n FHM, het 'n kliënt gehad wat na my toe gekom het wat pas oortuig was hy was op hel toe. Groot porn addiction. Ek vra toe vir my, maar wat se tipe porn kyk jy? Okay? Sports Illustrated. Sports Illustrator swimsuit edition. Ek is so Ek vrouens in bikinis is nie regtig okay. porn nie. So, ons kyk. Daar is sommige porn, die rabbit hole wat die internet
kan jou totaal en al, kan 'n 30-jarige totaal en al destrooi en afsit van seks forever. Okay. So ons kan nie vir ons kinders toegang gee tot adult sites nie. So as 'n kind selfone het of internet toegang het, moet daar R18 staf wees dat hulle nie toegang het tot Pornhub en sulke tipe staf nie. Ja, ons gebruik Family Link. Maar ek was op 'n Morele kompas. morele kompas. So nou sal mens dink, die morele kompas is waar ek al die reëls kan gee vir my kind. Jy mag nie porn kyk, jy mag nie iets wat ek wou sê is, besef dat nie alle porn is gelyk aan mekaar nie. Not all porn is created equal. En wanneer jou kind na prentjies kyk en boobies kyk en kaal vrouens kyk, kom hier 'n bietjie. Daai is okay. Okay. Dit is wanneer daar begin movies, seksuele Ja, maar sien, liefie, die vrees is dat daai klein goedjies net gaan eskaleer, baie vinnig. Daai gaan nie genoeg wees vir hulle nie. Hulle begin met borste en kaal vrouens en dan volgende ding is dit 'n hele groep wat 'n groep woeps. 'n groepswoeps. 'n groepswoeps. Ja. So, ek bedoel, porn, daai goeie is alles gevind. Saam. Jy gaan as 'n tiener geleidelik vir hom as 'n tiener het die huisgenoot vir baie lank vir my genoeg materiaal gegee. Ja, So, maar nou is die internet beskikbaar vir hulle almal. Dis ja, maar ons het gesê jy moet hom beskerm daarteen. Okay. Maar hier is hoe jy die morele kompas doen. Dis nie reëls nie. Want reëls aktiveer dadelik rebellie. Okay. Moenie gaan hulle nou juis af. Hulle gaan net slimmer raak om dit meer in die geheim te doen. Soos wat Anoniem presies gedoen het. Hy het nou in geheim 'n valse Facebook account. Wat sê vir ons, hy soek iets. Reëls gaan nie hom terughou nie. Okay. Okay, so ons vervang reëls met empatie. Okay. In ander woorde wat ek daardeur bedoel is, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. As veral seuns. Ons moet ons seuns groot maak. Ek het nie seuns nie. Julle moet julle seuns groot maak om te voel hoe die girl voel. Anders te bly sy net 'n objek. Wow. So jy sê laat hy in haar skoene staan. Hoe dink jy Is 'n actual persoon. Hoe dink jy sal hierdie girl voel as haar foto van haar gesteel is en rondversprei is? Die enigste manier hoe jy morele kompas suksesvol kan doen, is nie om buite reëls te sit nie, want reëls is altyd aan die buitekant. Is om 'n consciousness aan die binnekant te aktiveer. En hoe ons dit doen is deur empatie. Jy moet ietsie trigger vir daai kind om te besluit ek het te veel respek vir daai persoon om nou hierdie te doen. Okay. Okay. So dis die twee, morele kompas, leer jou kind om respek te hê vir vrouens. Yes. Okay. En die derde reël is normalisering. Wat ek daardeur bedoel is, praat oor seks. Soveel soos wat jy kan, elke geleentheid wat jy kry. Okay? Vervang the talk, wat 'n eenmalige ding is. Ek sal nooit vergeet toe my pa my eerste the talk gedoen het. Ons het Seinfeld gekyk en na Seinfeld, ek wou sê hy pause dit, maar dit was voordat pause bestaan het. En na Seinfeld sê hy vir my, luister, ek is nou oud genoeg, hy gaan vir my vertel oor seks. En ek sê vir hom, nee, dis te laat, ek weet al klaar alles daaroor. En my pa gaan, okay, goeie talk, maar as jy enige ander vrae het, dan weet jy kan na my toe kom. Het ek ooit na my pa toe gegaan met vrae? Nee. Ek dink baie ouers sê, as jy enige vrae het, kom vra vir my, jy's welkom. En dan hoop hulle sal kom. Nee, want jy het niks vir hom in die eerste plek geleer nie. So, the talk is a useless, rubbish ding. Nee. Moenie the talk hê nie. Ons het deurlopende gesprekke oor gender equality, oor
gender differences, oor LGBTQ+, oor swangerskap. Dit kom heeltyd op. Daar's altyd goeie soos homoseksualiteit of transvestiteit wat daar dans of ietsie. En dan kyk jou kinders vir jou, wat is julle opinie hieroor? Wat is julle reaksie hieroor? En hulle kom baie agter, baie maklik, sonder dat jy eintlik baie hoef te sê, op watter kant, hoe voel jy hieroor? Is dit iets wat jy gemaklik met hulle sal kan bespreek? So, seks is nie net die daad nie. Dis hoe ek myself sien as mens. Drie goeders. Hoe ek myself sien as mens, hoe ek ander sien as mens, en die interaksie tussen hierdie twee. Ja, so, jy moet dit normaliseer, jy moet elke geleentheid wat jy kry, moet jy oor die seksuele taboe praat. As jy daai drie goeders doen, akkurate inligting, morele kompas en normalisering, maar jy kan agterkom, hierdie is nie iets wat jy in een gesprek kan doen nie. Hierdie is iets wat jy oor 13 jaar moet doen. Sure. En dit is hoe jy jou kind kan voorberei en in die regte wêreld kan instuur, Bemagtig. En hulle gaan okay wees. Ja, en beskerm. En dan En vol selfvertroue. En dan kan jy op jou knieë deurbid en hoop vir genade en vir God se guns om ons kinders te beskerm, want dit is buite ons hande. Ek moet sê ek geniet hoe ons girls baie gemaklik is om vir ons enige iets te vertel. Hulle sal vertel van 'n advertensie oor pads wat hulle gesien het en dat hulle dink dit was nogals mooi gedoen. En hulle sal sê as weet hulle ietsie gesien het van 'n gay of wat was dit, 'n lesbien, die ander dag het die 9-jarige kom sê die lesbien vlag ding wat sy gesien het en toe dink ek terwyl sy chat, sy voel so gemaklik om ons enige iets te vertel, want my reaksie is altyd reflekteer hoe sy voel. Exactly, reflekteer. As sy lag daaroor, dan sê ek van, o ja, was dit Maar sê nou maar ons het nou 'n baie ons is baie homofobies, wat ons nie is nie, maar sê nou maar ons was nou homofobies. Watse vrymoedigheid het ons kind dan om met ons te praat wanneer sy die gay vlag gesien het? Nee, dan is dit shut down. Dis Ja, my want maag voel ongemaklik met hierdie onderwerp, so ek kan nie met haar en praat dit bring my daaroor nie. tot die eerste ding wat ek in die begin gesê het oor moenie 'n groot reaksie op alles sit nie. Ja, Maar kom ons maak dit oop vir die van julle wat nou nog hier is en julle het enige vrae, sit dan julle mic aan en of jy kan 'n tik vir ons. Chat, ja. As daar enige vrae is wat julle voel ons moet verder verduidelik of wat ons nie goed genoeg geantwoord het nie. Maar ek wil net afeindig om te sê, daai atmosfeer van gemaklikheid is wat ons geskep het nog die hele tyd. Hulle kan, daar is nie taboe oor enige iets nie, jy weet. En dis die wenresep. As ek sien, daar's 'n panty wat lê in die gang, en hier kom die plumber om ietsie te fix, dan sal ek sê, liefie, kom gou hierso op. Oepsie. En dan sal sy aangaan daarmee, daar's nie geraas met haar daaroor nie, of as iemand uit die bad klim en Kaal wil verbystap, gou na haar kamer toe, is nie van, ag sis man, waar's jou handdoek, daar's nie raas nie, daar's nie raas daaroor nie. As die kind gemaklik voel, dan is dit 'n goeie teken. Ja, en ons sê, daar gat Michaela weer, weet. Jy kan dit nog steeds acknowledge, want ons wil dit nie ignore nie, want as jy dit ignore, dan gee jy 'n ander boodskap ook. Ja, ek was van, liefie, kry jy nie nou koud nie, waar is jou kamerjas of ietsie soos dit? Ja. Maar daar was nie enige raas of, jy weet, shame op dit gesit nie. Okay. Ja, jy kan 'n hand opsteek as daar 'n vraagie is. Okay, maar anders gaan ons dit dan nie verder langer uittrek nie. En as daar nie vrae is nie, dan beteken dit ons het deeglik dit geantwoord. Okay. Dankie dat julle ingeskakel het. En
Julle kan altyd nog vrae na die tyd stuur. En dankie julle, Anton, dankie. En oor 2 weke se podcast gaan 'n lekker een wees. Daar was ook 'n anonieme vraag. Ja. Ek het actually Wat was dit nou vergeet. weer? Dit was die vrou se libido. O ja, Ja. die mamma. Ja. Die mamma wat hard werk En die pappa kan nie verstaan dat mamma nie meer so libido lus het nie. nie meer so lus het vir seks nie. ons gaan daaroor gesels. Want dit is 'n onderwerp wat ons baie goed ken. Ja. Anyway. Dankie vir al julle ondersteuning. God seën en gesonde seks.